dankie vir die verwelkoming, Tanya. Ek wil net seker maak, jy het almal gehoorstukke. Is any person that still needs a headset? Niemand nie? Dan begin ons. Dames en here, baie dankie. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanaand met julle te praat oor een van my gunsteling onderwerpe in die hele wêreld, naamlik die storie van Afrikaans. En ek het 'n bril nodig, want ek kan niks sien as ek nie my bril op het nie. Nou reg. Ek wil voor die begin, want ek het gesê ek gaan praat oor die tydperk 1595 tot 2025. Maar ek wil dit net so van 'n perspektief stel dat daar natuurlik 'n groot stuk geskiedenis voor dit is, waaroor ek nie vanaand gaan praat nie. So uiteraard kan ons Afrikaans klassifiseer as die jongste Germaanse taal en die enigste Germaanse taal wat sy wortels en oorsprong in 'n groot mate in Afrika gekry het. So net vir interessantheid kan julle sien ons resorteer Vlaams, Nederlands en Afrikaans saam met Engels, Fries, Duits en Jiddisch as Wes-Germaanse tale wat onder Germaans val, en dan kan 'n mens natuurlik teruggaan tot by Proto-Indo-Europeërs en lank voor Noag in die ark, maar ek gaan nie daar begin nie, want ek dink dit gaan 'n bietjie baie tyd in beslag neem. So ek het gereken net vir kennisname, daar is so 'n voorgeskiedenis. Maar waar ek wil begin, is ek wil begin in dat ek my eie datum in mekaar, 1595, daar gaan ons. Nou, ek dink die ding wat baie mense nie altyd besef nie, is dat die Khoi, met ander woorde die oorspronklike inheemse bevolking van die Kaap, in Suider-Afrika eintlik, het kontak gehad met reisigers uit Europa uit lank voor die Nederlandse koloniste na die Kaap toe gekom het. Aanvanklik veral die Portugese, met byvoorbeeld Dias, wat in 1488 in die Kaap aangedoen het, met Almeida in 1510, en dan toenemend meer kontak met Nederlandse skepe. Ek het pertinent nie vir Vasco da Gama daarin nie, want hy het nie by die Kaap aangedoen nie, hy het omgery tot in Mosselbaai, so hy was nie deel van die eerste groepe met wie die Khoi kontak gehad het nie. Maar 1595 is die eerste datum wat ons gedokumenteerde bewyse het van kontak tussen die Khoi en Nederlanders, en waar ons kan sien dat daar reeds 'n soort begin was van wat ons vandag Khoi Afrikaans sou noem. Nou, hierdie vroeë kontak het begin deurdat die Khoi begin het om woorde uit Nederlands uit aan te leer. So dis die begin van wat ons 'n aanleerdersvariëteit noem. 'n Aanleerdersvariëteit is wanneer mense 'n nuwe taal probeer aanleer, maar hulle neem sekere aspekte uit hulle eie taal uit oor in die nuwe taal in, en in die proses verander hulle dan ook die taal wat hulle probeer aanleer. So hierdie eerste fase van 1595 tot en met die koms van Jan van Riebeeck in 1652 beskou ons as die eerste fase in die geskiedenis van Afrikaans. Nou, net vir interessantheid, ek het gepraat van 1595. Daar is sekere goed wat ons uit daardie dokumentasie uit kan aflei, wat vandag nog waartrou. Sekere woorde, soos byvoorbeeld Aina, Hoeka, Tuka en Kama, is reeds in 1595 opgeneem in daardie woordelys, en dit is Khoi woorde wat die Nederlanders in hulle woordelyste opgeneem het. Plantname soos Dagga, Ogo, Kana. En dan wat ek gedink nogal vir my interessant was, is die voorsetsel Kwa, wat meer as een ding kan beteken in Khoi spesifiek, ja, kom ons praat net van Khoi. Die woord Hesekwa byvoorbeeld, wat nog nou naby een van ons munisipaliteite hier naby is, daardie Kwa beteken mense, en Hesekwa beteken letterlik mense van die bome. En dan Griekwa, daai Kwa beteken ook mense, en Griekwa is dan mense van die Goringkwa stam, die oorspronklike stam wat in die suide van, in die Kaap teenwoordig was. Maar Kwa kan ook goed beteken. En ons kry van daai eerste woorde iets soos brokwa, wat opgeteken is, dis brood goed. En daardie
onderskeid of daardie betekenis onderskeid, dan kry jy nog steeds vandag in woorde soos pa goed en ma goed wat algemeen gebruik word in sekere variëteite. Iets wat ons ook reeds weet in 1595 reeds gevestig was, is die neiging tot R-weglating aan die einde van woorde, waar mense sal praat van wata en nie water nie, iets wat vandag nog in sekere variëteite van Afrikaans voorkom. Dieselfde geld dan die slot D en T weglating, gel in plaas van geld, han in plaas van hand, en dan die intervokaliese konsonant weglating, waar Nederlands die geven sal hê, maar in Afrikaans is dit gee. Of morgen sal hê, maar in Afrikaans is dit môre. So hierdie goed kan ons reeds terugneem na 1595, so lank voor 1652. Nou in 1652 arriveer Jan van Riebeeck dan nou hier, onder aanvoering van die VOC, en is belangrik dat die onthou dat die VOC was 'n privaat maatskappy. Dit was nie die Nederlandse regering gewees nie. Dit was 'n handelsmaatskappy gewees. En dis 'n groep van 90 koloniste wat hier aankom. Maar toe op daai stadium het ons sekere, veral 3 mense van die Groenko stam, die Khoi dan nou, wat vir ons van belang is, naamlik Dame Ochimato. Hy het ook bekend gestaan as Harry die strandloper in die ouer geskiedenisboeke. En dan sy niggie, Kretua, wat ook later as Eva bekend gestaan het. Hulle het as tolke opgetree. Nou dink 'n mens nou hoe. En is dit geskiedenis wat nie altyd vir almal so duidelik is nie, is dat, ek het nou reeds genoem, hierdie mense aan die Kaap, die Khoi het kontak gehad met koloniste, Europese reisigers, lank voor die koms van Jan van Riebeeck. So het Achumato byvoorbeeld in 1630, vir 'n jaar lank, saam met 'n Engelse skeepskaptein na Bantam toe gegaan in die ooste, waar hy 'n jaar lank gebly het en Engels en Nederlands aangeleer het. En van die ander Khoi mense het ook ander Europese tale soos Portugees aangeleer. En die rede was byvoorbeeld dinge ook so skipbrekelinge. Byvoorbeeld in 1647 was daar 62 Nederlandse skipbrekelinge wat meer as 'n jaar in die Kaap gebly het. En hulle moes onderhandel vir water, hulle moes onderhandel vir kos. So daardie taalkontak is voor Van Riebeeck voet aan wal gesit het. Die tolke het dus as onderhandelaars opgetree tussen wel die skipbrekelinge, die seevaders en uiteindelik die koloniste. En 'n interessante ding wat ons ook wel weet is dat die Nederlanders as 'n reël op enkele uitsonderings na nie Khoi aangeleer het nie. En is baie mooi as mense na selfs Jan van Riebeeck se dagboek gaan kyk, hoe ongelooflik moeilik hulle die taal gevind het met die klikke wat hulle nie kon nadoen nie. So die aanlering van taal het van die Khoi afgegaan in die rigting van Nederlands. Goed. So Jan van Riebeeck sit dan wal in 52, in 57 reeds ontvang die eerste vryburgers grond. En dan, net daarna, in 1658 is dit die koms van die slawe uit Afrika, wat onder meer Portugees, maar ook ander tale met hulle saamgebring het, en natuurlik die ooste, en daardie mense het grootliks Maleis met hulle saamgebring, maar nie net Maleis nie. En dan my voorsate onder meer, 1688, die Franse Huguenote, sodat die tyd dat ons by 1700 kom, en emigrasie uit Europa gestop word, toe lyk dinge aan die Kaap ongeveer soos volg. Het naskooi, Hoogduits, Laagduits, Frans, verskillende Afrika-tale, Malgasies, Maleis, Javanees, Burmees en Portugees. En die vryburgers het ook 'n klomp verskillende tale gepraat, moedertale gehad. Onder hulle was byvoorbeeld 'n Pole, Italiaaner, 'n Skot, 12 Engelse, Dene, Noordeers en 40 Swede. So 'n absolute geroesemoes van tale. Maar wat ons ook in 1700 kry, is dat met al hierdie mense, by die een ding wat hulle gemeen gehad het, is hulle was die moedertaalsprekers van Nederlands gewees nie. Maar om te kon kommunikeer met die VOC en met die amptenary,
moes hulle Nederlands aanleer. So hierdie hele groep mense was in daardie tyd baie meer as wat die Nederlandssprekendes aan die Kaap was. So ons sit toe met meer nie-moedertaalsprekers van Nederlands as wat ons Nederlandssprekendes gehad het. En so kry Afrikaans sy beslag in die mond van die nie-moedertaalsprekers van Nederlands. Dis waar Afrikaans vandaan kom. In eerste instansie in die slaweloosie. Vir verskeie voor die hand liggende redes. Ek het gepraat oor Malgasies, oor Portugees, oor Maleis, oor Burmees, oor Javanees ensovoorts. Die slawe het nie een moedertaal in gemeen gehad nie. Maar wat vir hulle van geweldig belang was, is dat hulle met die amptenary, hulle slawe, moet kan kommunikeer, maar ook met mekaar, want hulle is saamgehok, letterlik, in die slaweloosie. En daar kry ons letterlik die eerste vorms van Afrikaans, waar 20 jaar na die koms van Jans van Riebeeck, toe merk reisigers reeds op dat daar kindertjies in die slaweloosie is, wie se moedertaal hierdie snaakse variëteit van Hollands is. Na die slaweloosie het Afrikaans ook sy beslag gekry in die onderhandelinge tussen die Khoi, nie moedertaalsprekers van Nederlands nie, en die Vryburgers, ook nie moedertaalsprekers van Nederlands nie. Dan tussen die Khoi en die Vryburgers en die amptenary. So reeds op hierdie stadium kry ons baie taalbeïnvloeding. Met ander woorde, kenmerke van verskillende tale wat die verskillende sprekers gepraat het, mense aan die Kaap gepraat het, wat hulle oorgedra het na Nederlands toe. Twee wat vir my nogal interessant is hulle praat van 'n vir-invoeging wat tipies is van Kreoolse tale. As 'n mens, ons het gelukkig 'n Nederlands sprekende persoon hier, wat my kan reghelp as ek verkeerd is, maar in Nederlands sou 'n mens sê, ek ga het hem zeggen. In Afrikaans sê ons, ek gaan dit vir hom sê. Nou daai vir, ons kan ons vir en alles indruk in Afrikaans. Ek gaan vir hom bel, ek gaan dit vir hom vat, ek gaan dit vir hom sê. En dit is onnodig as jy nou mooi daaroor dink, maar ons vir, en daai vir kom direk uit Khoi uit. Die ander ene, wat so tipies is van Kaaps, en ongelukkig gestigmatiseerd geraak het, is die j-klank. Die j-klank kom direk uit Maleis uit. As jy dink aan Jakarta se vorige naam, was Jakarta. Dis die klank. So daai j in Kaapse Afrikaans kry ons net so uit Maleis uit. En hierdie taalbeïnvloeding teen 1700 was dit absoluut gevestig geweest. Dan het ek gedink, ek het nou 'n bietjie gepraat oor van die woorde uit Khoi uit Maleis kry ons wat baie algemene woorde is, baie, amok, pisang, subat, baadjie, baklei, kapok, pieker, bladjang, sarong. Pieker. Om te pieker is om te karring aan iets, dink ek. Om te pieker, om soort van, te karring aan iets, om aan te hou met iets, irriterend aan te hou met iets, te delf in iets. Ok, ek kontroleer net gou met my tolk. Stadig genoeg? Ja. Hard genoeg? Goed so. Reg. Goed, ander unieke kenmerke van Afrikaans, wat reeds teen 1700 gevestig was, is fleksieverlies. Nou, fleksieverlies kom gewoon op die volgende neer. Dat as 'n mens gaan kyk na die stelsel in Nederland, dan sê mens byvoorbeeld, ek ben, jy bent, jy bent, hy, zijn, net, is, wij zijn, jullie zijn en zij zijn. In Afrikaans is ons. Hulle is ons, is ek, is jy, is hulle, is u, is ons is. Ons het glas nie in daardie fleksieverbuigings nie. En dit is die vereenvoudiging van Nederlands in die mond van die nie-moedertaalsprekers van Nederlands. So, dit is een van die grootste kenmerke wat Afrikaans baie anders te maak as Nederlands en wat hom op 'n manier oorspronklik meer in die kategorie van 'n Kreooltaal laat val het. Die ander ding is die dubbele ontkenning. Nou hier het ek baie te sê, my nie gevonde vyand, streetvriend is Co-Pilot. En Co-Pilot het die volgende te sê oor die dubbele ontkenning en dis in Nederlands. En my aksent is afgryslik.
In dubbele ontkenning is dit gebruik van twee ontkennende woorde in een sin, wat vaak lei tot verwarring of een onduidelike betekenis. En dis altyd die gevoel, né, the double negative in English. Dis verkeerd, jy kan dit nie doen nie. Terwyl dis so tipies van Afrikaans, van ek kan dit nie vanmiddag doen nie. Nou wat is dit nou met die dubbele ontkenning? Dis is onnooslik. Nee, dit gaan terug na die basis van Afrikaans toe. En jy kry presies dieselfde ding in Black American English, wat dieselfde basis het van slawe wat in plantasies gewerk het, uit verskillende agtergronde gekom het en Engels moes aanleer om met hulle base te kommunikeer. Nou as jy 'n slaaf is en jy maak droog, is dit lewensgevaarlik of dit kan wees. Die strawe was onmenslik. Jy kan doodgemaak word, jy kan geslaan word, jy kan gevierendeel word. So dit raak vrek belangrik om te weet of ek hierdie gat moet grawe en of ek hom nie moet grawe nie. En dis American English, Black American English. Ain't seen nobody nowhere. Ja, niks daarvan nie. Dis Afrikaanse verskrikkelijk. En dan natuurlijk die herhalingskonstruksies wat ons uit verskillende invloede uitkry. Amper in Maleis behoort vir mense bekend te klink as amper. En dan daai ding wat ons in Afrikaans doen wat baie besonder is. Hulle het twee dae aangekom. Nou wat beteken dit? Hulle het sing daar aangekom. Hulle speel huis. Hulle gaan nou. Daai konstruksies, die meeste van daai konstruksies kry ons net so uit Kooi uit. Amper is 'n bietjie van 'n uitvaller, want hy kom uit Maleis uit. So, ek is nou nog steeds by 1700. En daai tyd het ons 3 baie duidelik gevestigde variëteite van Afrikaans. Kaaps, wat vandag nog met ons is, wat die oudste en die grootste variëteit van Afrikaans is, maar glad nie heterogeen is nie. Daar is baie variasies, interne variasie in Kaaps. Muslim Afrikaans is waarskynlik die een wat die duidelikste afgebaken is, maar dit val steeds onder Kaaps. Die tweede ene is dan Khoi Afrikaans. En die variëteit het veral na 1713 na die binneland en ook na Namibië versprei. Dit is ook die variëteit wat by sendingstasies soos byvoorbeeld Genadendal net hier aan die ander kant gebruik is. Hedendaagse variëteite wat op Khoi Afrikaans gebaseer is Griekwa-Afrikaans, Namakolands en Boesmanlands. So dis meerendeels dit wat in die Weskus oploop en dan in Namibië in. Die derde ene is dan die sogenaamde Vryburger Afrikaans. Nou, dit staan ook bekend as die Veeboer Afrikaans of as Oranje Rivier Afrikaans. En hierdie variëteit het saam met die Groot Rek die binneland in versprei. En het uiteindelik die basis geword van dit wat ons vandag standaard Afrika. Van 1700 tot 1806 is daar verskeie trekke gewees. 'n hele klomp van die trekke uit die Weskaap uitgekom, oor die Holland tot Hollandberge, veral die Vryburgers, en dan teen die Weskus op noordwaarts, veral die Khoi. So julle kan sien hoe die twee, Kaap is die oudste en hy is nog steeds grootliks in die Kaaps. Die Vryburger kom oor die Holland tot Hollandsberge en uiteindelik met die groot trekkeries van die land in. Khoi meerendeels Weskus Namibië, maar nie eksklusief nie, ook na sekere gedeeltes, veral in die Oeverberge. En natuurlik op daai stadium veral 3 belangrike dorpe, Genadendal, Graafreiniet en Swellendam, ons dorp. Nou, in 1806 is die Kaap toe dan nie meer Hollands, en daar begin 'n paar dinge te radikaal te verander. Die 1820 settelaars arriveer en Lord Charles Somerset begin met sy verengelsingsbeleid. In terme waarvan hy sê hierdie Hollands gaan nie meer werk nie. Want onthou, Hollands is dan nog die skryftaal, die onderrigtaal en die kerktaal. Mense praat Afrikaans, maar die onderrigtaal, skryftaal en hoftaal is wel 'n variasie op die tema van Hollands, nie baie goeie Hollands nie. En Engels het ook op daai stadium geweldige sosiale aansien gekry. Die volgende paar goed wat gebeur het wat baie belangrik is 1834, die vrystelling van die slawe, wat deels, maar nie uitsluitlik nie, aanleiding gegee het tot die groot trek in 1835 of wat in 1835 begin het,
waar die vryburgers se Afrikaans in 'n groot mate die binneland ingedra is. Maar intussen in die Kaap gebeur daar 'n paar belangrike goeders. Die belangrikste vir my is Muslim Afrikaans, waaroor ek eintlik heeltemal afsonderlik kan praat, maar ek wil 'n paar dinge met u deel. Die Nederlanders het geloofsvryheid toegelaat, wel solank jy die Katoliek was nie, maar hulle het dit nie vreeslik aangemoedig nie. En ek is ernstig oor die Katoliek. Onthou die Franse Hugenote het hiernatoe gevlug, omdat hulle die protestantse geloof aangeneem het. En tot vandag toe, sover ek weet, miskien moet ek dit sê nie, kom ek herformuleer. Dis veiliger en ja, 25 jaar gelede het my Katolieke niggie aansoek gedoen om lid te word van die Franse Hugenote Vereniging in Franshoek. Sy is lidmaatskap geweier op grond van die feit dat sy Katoliek is. So, die Nederlanders het geloofsvryheid toegelaat, maar nie vreeslik aangemoedig nie. Maar onthou op daai stadium val Indonesië ook onder Nederlandse beheer. So alle politieke bandelinge of mense wat moeilikheid gemaak het in Indonesië, die prinse veral, is verband Kaap toe. Maar wat hulle dan gedoen het, is hulle hier begin om Islam te bevorder. En hulle begin om Afrikaans eers Maleis as onderrigtaal te gebruik en daarna Afrikaans. En ek gaan nou vir julle wys hoe Afrikaans gelyk het. Die oudste geskrifte hier dateer so uit 1845 uit die sogenaamde kopleesboeke. Dis vir my te mooi vir woorde. 'n Kopleesboek is in wese soos 'n Sondagskoolboekie. Jy kry jou versie uit die Koran uit. Jy skryf hom in jou boekie neer. Jy gaan leer hom vanaand uit jou kop uit. En môre kom jy terug en dan moet jy jou boekie waarin jy jou koplees gesit het toemaak en jou versie opsê. Kopleesboeke. Maar, en dis die interessante, dis die Afrikaans gelyk het. Het was met die Arabiese alfabet geskryf, nie met die Romeinse alfabet nie. En mense het eintlik vir lank nie kennis geneem van 'n klomp van hierdie geskrifte nie, omdat die aanname was wel Arabies, uiteraard Arabies. Totdat die so vreeslik lank terug, die 1980s, mense ewe skielik met 'n ander oog hierna gekyk het en besef het, my koek is Afrikaans. Dis Afrikaans, maar in Arabiese alfabet. En wat ek fascinerend vind met my moslimstudente, as ek vir die tekste gee, dan sê ek lees dit daar. En dan, so na rukkie, dan begin dan kom hulle agter, hulle lees Afrikaans. Dit is vir hulle nog steeds verstommend. Maar dis 'n baie belangrike stuk geskiedenis in Afrikaans, se geskiedenisserie. Die twee boeke waar jy wat 'n mens regtig kan raadpleeg wat baie meer hieroor sê, wys ek daar. Maar die drie goed wat gebeur het in terme van Muslim Afrikaans is gevestig as 'n onderrigtaal. Afrikaans is gevestig as 'n godsdiensttaal en Afrikaans is gevestig as 'n skryftaal, wel in die Arabiese alfabet en nie in die Romeinse alfabet nie. Nou, is ons in die Parel. En in die Parel begin daar toenemend toe nou protes aangeteken te word teen verengelsing, ten koste Engels ten koste van Nederlands in 'n groot mate, terwyl almal eintlik op daai stadium Nederlands sprekend is, nie maar Afrikaans praat. En die Koran in Suid-Afrikaan is van die eerstes wat sê, nee, maar jy weet, nou raak dit regtig problematies. En toe begin hulle met die idee van, nou maar, Hollands Afrikaans, moet ons nie in Afrikaans begin skryf nie. Want dit is fascinerend om na ou geskrifte te lees. Dis in 'n groot mate hoe ons weet hoe die Afrikaans gelyk is. Jy kyk hoe vroeg die Hollands is, dan kan jy sien, maar hulle het nie mooi meer geweet van ons en wy en watter een is nou ons en watter een is wy nie. En daaruit kan 'n mens aflei dat die mense werklik nie eintlik meer Nederlands magtig was nie. Nou in 1871 is daar toe na die anneksasie van die Vrystaatse Diamantveld deur die Britte. En ewe skielik is daar 'n swaai en Engels word beskou as 'n taal van onreg. Arnoldus Pannevis in 72 kom toe met die voorstel en sê, maar moet ons nie die Bybel in Afrikaans vertaal nie, maar interessant genoeg wou dit in Khoi Afrikaans vertaal het. Want dit was die variëteit wat by die verskillende sendingstasies gebruik is. En dit het vir hom veral gegaan oor die kerstending van die Khoi, meer as enigiets anders.
Nou, goed. Nou moet ek eers weer terugloop hiernatoe. Alright. So ontstaan die Genootskap van Regte Afrikaners, die GRA, in 1875. En hulle beywer in eerste instansie vir die vestiging van Afrikaans as 'n skryftaal. Met die koerantjies, die Afrikaanse Patriot en ons kleintjie, S.C. du Toit prentjie daarbo, vertaal toe 'n aantal Bybelboeke in Afrikaans, en ek kan sien hoe interessant is die spelling. Die eerste boek van Moses, genoem Genesis, die Evangelie volgens Matteus, die Openbaring van Jesus Christus, en hy was nie 'n Mampara gewees nie, maar die algemene gevoel was, nee genigtig, Afrikaans is nie verewig genoeg om as Bybeltaal te dien nie. Dit is daar nou nie eenmaal nie Nederlands nie, en dit is daar nou eenmaal ook nie Engels nie. Ag, en sies tog, hy het sy bes probeer, maar daar is 'n paar mooi goed in terme van die psalmes waar hy, die bekende Psalm 23, die stok en die staf, het hy vertaal as die stok en die knopkierie wat nogal aanstoot gegee het om Maar goed, so is die volgende ding wat ons nou tref, is die dreigende oorlog tussen die ZR en die Republiek van die Oranje Vrystaat. Met baie mense in die Kaap, wat groot steun vir Paul Kruger gehad het. Nou, net 'n anekdote, ek vind dit geweldig interessant. Ek het gepraat oor Krutoa, Otjomacho Sinnegie, wat ook as tolk opgetree het. Weet jy hoeveel mense weet dat Paul Kruger, Jan Smuts en E.W. de Klerk al drie direkte afstammelinge van Krutoa is nie. Daar is nog 'n stuk ironie in daai geskiedenis opgeleer. Die Patriot neem toe egter 'n simpatieke houding in teenoor Engeland, en dit bring neer dat die Patriot en die GRA doodloop. Nou die rede daarvoor is die volgende. Cecil John Rhodes het eintlik 'n groot idee gehad, 'n groot beleid gehad te groot mate van selfbeskikking in die Kaap. En iemand soos S.C. du Toit het gedink, kyk, ons moet nou vir Rhodes gaan kwaad maak en teen hom opstaan en vir Paul Kruger ondersteun nie, want dit mag dalk op die ou end tot ons dit mag teen ons stel in terme van Afrikaner belange in die Kaap. Maar dit is nou die einde van die GRA. So teen 1900 is Afrikaans as skryftaal gevestig in die Arabiese alfabet, ook in die Romeinse alfabet, maar dis nie gestandardiseer nie en ook nie as amptelike taal erken nie. En toe is die Tweede Anglo-Boereoorlog. En na die Anglo-Boereoorlog is die inisiatiewe wat die GRA begin is, weer hervat, en is die begin van die tweede taalbeweging, noem ons dit, met Jan Hofmeyr wat in 1905 gesê het, is dit ons erns, Breller wat gesê het, laat dit ons erns wees, en Dave Malan wat gesê het, dit is ons erns. Maar wat toe gebeur, en dit is altyd verskriklik mooi, hierdie idee wat ek oorgedra het van Afrikaans is nie as verhewe genoeg beskou om as Bybeltaal op te tree nie, en ook dan die literaire taal nie. Skryf Eugene Marie die volgende gedig, en ek gaan hom lees, in 1906. Hoe koud is die wynkie en skraal, en blink in die doflig en kaal. So wyd as die Heer se genade, lê die velde in sterlig en skade, en hoog in die rande versprei in die brande, is die grassaad aan roere, soos winkende hande. O treurig die wysie op die ooswind se maat, soos die lied van 'n meisie en haar liefde verlaat. In elk grashalm se vou, blink 'n druppel van dou, en vinnig verbleek dit, tot ryp in die kou. Die mense sê, maar dit lyk soos letterkunde. Dis nie resitasie die nie, dis letterkunde. En kort daarna volg die vlakte deur Jans Leeuw. So kom die SA Akademie vir Wetenskap tot Kuns in 1909. En in 1914 gebeur daar twee goed. C. Langehoven sê, kyk mense, as ons nou ernstig hieroor is, dan gaan ons begin skool hou in Afrikaans. Ons het nie handboeke nie, ons gaan nie goed beskryf.
Maar ons kan nie begin handboeke skryf as ons nou nie besluit het of ons nou 'n visie vee of 'n kieriekief kan gebruik en of ons nou met 'n I, J of 'n Y gaan werk nie en ons moet nou konsensus kry oor 'n paar goed. En eintlik in 'n groot mate onder sy begeleiding begin want die eerste Afrikaanse woordlys en spelreëls, JBS, is in 1917 uitgereik. Maar reeds in 1914 is die Hertzogprys ingestel om juis kreatiewe skryfwerk in Afrikaans aan te moedig. En dan, 100 jaar terug, in 1925, word Afrikaans naas Nederlands en Engels as amptelike landstaal erken. En ook nog iets wat baie mense nie weet nie, is hier ergens in die vroeg 80's, het een of ander amptenaar agtergekom ook koek. Nederlands is nog 'n amptelike landstaal in Suid-Afrika, en dit is nou maar so vinnig net so van die boeke afgehaal. Reg. So nou volg die groot vestiging en uitbouing. Die Woordeboek van die Afrikaanse taal, wat 'n omvattende basale woordeboek is, by Stellenbosch Universiteit. Organisasies wat ontstaan, ek dink ons het verteenwoordigers van hierdie organisasies hier, die Federasie van Afrikaanse Kultuurorganisasies, die bekende FHK Volkssangbundel, die Afrikaanse Taal en Kultuurvereniging, die eerste vertaling van die Bybel in Afrikaans, die eerste radio-uitsendings in Afrikaans, vaktaal, verklarende en vertalende woordeboeke, op groot skaal. Ek versamel die boeke tot 'n klein mate, die woordeboeke, en is ongelooflik, want alles moes skielik in Afrikaans gesê kan word, en gedoen kan word. So dit is 'n terminologie ontwikkelingsprojek van ongeëwenaarde gehalte. En daar is iets soos die Haarkappers woordeboek. Daar's nie 'n ding waarvan daar nie 'n woordeboek is nie. Al daai goeders is gedoen en gedoen. En natuurlik ook die grootskaalse vertaling van wêreldliteratuur in Afrikaans. Neem Chekhov is in Afrikaans beskikbaar, Shakespeare is in Afrikaans beskikbaar, Lorca is in Afrikaans beskikbaar. Noem 'n groot literêre, kom ons sê, 'n literêre figuur wat in die vorige eeu bekend geraak het wie se werk nie in Afrikaans vertaal is nie. Tolkien is in Afrikaans vertaal. Opbloei van Afrikaanse koerante en tydskrifte. Afrikaans word gevestig as wetenskap, taal en kultuurtaal. Daar's geen vak waaroor jy nie in diepte in Afrikaans kan praat nie. Maar Afrikaner nasionalisme, wat natuurlik 'n direkte gevolg was van die Tweede Anglo-Boereoorlog. En ek moet tog altyd hierdie gedig lees van Jan Slee. Van hoe dit gelyk het toe die mense op die plase aankom, van die konsentrasiekampe af, en van Ceylon af, en Amritsar. Dis die blond, dis die blou, dis die veld, dis die lug. En 'n voël draai daarbowe in eensame vlug. Dis al. Dis 'n balling gekom oor die oseaan. Dis 'n graf in die gras. Dis 'n vallende traan. Dis al. Maar Afrikaner nasionalisme het ook aanleiding gegee, en ek praat nie eers van alle Suid-Afrikaners nie. Ek wil spesifiek fokus op die lyding wat dit onder Afrikaans sprekendes veroorsaak het. Die wette, amper net soveel soos ons nou weer het. Wette van afsonderlike verteenwoordiging van kiesers, bruin mense wat hulle stemreg verloor het. Wet op afsonderlike geriewe, groepsgebiede wet, huwelikswet, ontuchtwet in die lys is eindeloos. Ons almal ken die geskiedenis van restriksies. En stadig aankom daar uit Afrikaanse skrywersgeleedere protes met mense soos Breitenbach, Andre P. Brink, Aram Smal, Barto Smit, Ingrid Jonker, Elsa Joubert, om enkeles te noem. Daar is baie meer. Nog 'n klomp dinge gebeur, naamlik die grensoorlog. Nou, my eie mense, my persoonlike familie, was nie slagoffers gewees van iets soos 'n groepsgebiede wet nie. Maar die grensoorlog, en dit is my persoonlike opinie, het geweldige lyding veroorsaak.
met jong seuns wat weermag toe gestuur is, wat hulle lewens verloor het. En dit het teen Afrikaner nasionalisme die golf laat draai. En toe, ironie daar ironie, in 1995, die inwyding van die Taalmonument ter herdenking van die 100-jarige viering van die stigting van die GRA in die Parel met die inskrywing, dit is ons erns. Waar net 'n paar bruin mense toegelaat is, hulle en hulle vrouens, sodat dit dan nie 'n te wit partytjie is nie. Onthou ek gesê, Kaaps is die grootste en oudste variëteit van Afrikaans. En dit is in 'n groot mate geboikot deur bruin mense. Enkel is op die verhoog toegelaat, maar die res was dit mense wat in die orkes gespeel het en hulle moes op die gras sit. Ek noem dit. So in 76 het ons die Soweto onluste. Wel met Afrikaans, het dit oor Afrikaans gegaan? Nee, dit het gegaan oor apartheid en Afrikaner nasionalisme. Maar Afrikaans was dit wat voorgehou is. En nou in 89 kry ons die volvryheidsbeweging, wat veral onder wit Afrikaans sprekende jeug 'n baie belangrike ding was. Wat onder meer het dit dinge aangespreek, soos verpligte diensplig, onder meer, en rebellie teen die status quo, en teen die staat, en teen die patriargie, eintlik in 'n groot mate. 94, en hier begin ons skedingsuitbraak mense, word as 'n demokrasie. Die finale grondwet van die Republiek van Suid-Afrika word aanvaar met Afrikaans as een van 11 amptelike landstale. En vanaf 96 verloor Afrikaans een hooffunksie na die ander. As regstaal, heeltemal. In die howe, sake mag net in Engels gerapporteer word. Gaan sit 'n bietjie in die howe, dis 'n sirkus, om te kyk wat daar aangaan, omdat alles net in Engels mag gebeur. Onderrig op tale op universiteite, ek dink, ek verstaan om te sê, dis net Potchefstroom Noordwes, wat nog op 'n beduidende skaal in Afrikaans klas aanbied. Jong mense het nie meer hulle loopbane in Afrikaans nie. Wanneer laas een van julle 'n geauditeerde verslag in Afrikaans gesien? Watter jong mense kan dit doen? 'n ingenieursverslag in Afrikaans geskryf. Al daardie beroepe is Engels. Afrikaans se hoorfunksies is uit die raadsaal uit die howe uit die universiteit uit die parlement uit. Dis gewoon hoe dit is. Minder Afrikaans op SABC, spesifiek SABC. En natuurlik aansienlik, dramaties, amper gehalveerde in terme van Afrikaans mediumskole. Aan die ander kant is daar hierdie wonderlike inisiatiewe, privaat inisiatiewe, die feeste, die Woordfees, die Suidoosterfees, die KAKNK, die Woordfees, die in die Bosfees, Aardklop, ek meen dit nou net vir altyd aan. Televisie, kyk net via Afrikaanse kanale, Afrikaanse rolprentwese, gaan kyk wat gebeur by die Silverskermfees, Afrikaanse privaat skole, Afrikaanse aanlyn hulpmiddels soos Afrikaans.com, om een van hulle te noem, Litnet, 'n fantastiese inisiatief. MOS, moedertaal inisiatief, die moedertaal onderriginisiatief te strek, wat mense help wat tuisonderrig wil doen, om hulle kinders volledig tuis in Afrikaans te onderrig. PEN, vertaalfonds, daar is massas geld beskikbaar om Afrikaanse tekste in ander tale in te vertaal. Marula Media, wat het ek nog nie hier nie, solidariteit met die oprigting van nou ook 'n kampus in die Parel, met Soltech, Sanilaar, die stigting vir die bemagtiging van Afrikaans, die een konsert bo op die ander konsert, wonderlike inisiatiewe, ook 'n klomp nuwe stemme. As ons hier gaan kyk, ons eie Audrey Jantjies, dan Greya Frederiks, Ashwin Arendse, Ronaldo Kamfer, Veronique Jeftas, Nathan Randral, Joyce Rice, Churchill Gudee, Jolyn Phillips, Shamaine Afrika, Jeremy Weary, en let op, dis bruin gesiggies en merendeels jonk, en is 'n nuwe stem en hulle skryf in verskillende variëteite.
So nou is ons 100 jaar oud. Nee? En wat nou? Nou. Die Afrikaanse Taalraad is 'n onafhanklike organisasie. Dit is nie gekoppel aan Pansat of enige van die departement van kuns en kultuur of enigiets onafhanklik. En hulle het 'n verslag oor die stand van Afrikaans uitgebring, ek dink so 2 maande terug. En ek gaan baie bolangs gaan net kyk na die hoofbevindinge. Die metodiek is gebaseer op presies dieselfde studie wat elke paar jaar gedoen word vir Nederlands, stand van het Nederlands. Hulle bevind, en dis nasionaal, dramatiese afname van taaloordrag tussen generasies. Mense praat nie meer Afrikaans met hulle kinders nie, en 'n groot persentasie grootouers het nie 'n keuse as om Engels met hulle kleinkinders te praat nie. Onderwys. Dink 'n bietjie oor hoe belangrik onderwys was vir Arabiese Afrikaans in die GRA. Daar's 'n dramatiese afname in enkel medium Afrikaanse skole. Op tersiêre vlak is Afrikaans as akademiese en intellektuele taal onder ekstreme druk en dis baie sagkens gestel. Geloofsgemeenskappe, dink weer aan Arabiese Afrikaans in die GRA. Jong mense gebruik konsekwent minder Afrikaans in kerke en in moskees. Tradisionele media doen nog goed, veral radio en televisie. En natuurlik is daar ook 'n klomp private inisiatiewe, gemeenskapsradiostasies byvoorbeeld. Afrikaans digitale sigbaarheid is egter te laag en sosiale media word primêr deur Afrikaanssprekendes in Engels bedryf. Ek het reeds genoem, Afrikaans is onder geweldige druk en verloor ook oorfunksies in die werksplek. En hier is die enigma. Dat die meeste Afrikaanssprekendes, en ek praat van ons almal, verskriklik positief oor Afrikaans, oor hulle identiteit, oor hulle kultuurgedrag, maar daar is 'n groeiende gaping tussen taalhouding en taalgedrag, wat teruggaan na die idee toe van hoekom word dit nie meer oor generasies oorgedra nie. Maar dit is nie so ingewikkeld nie. As jy nie meer sien dat Afrikaans in die werksplek iets gaan beteken nie, en jy kan in elk geval in Afrikaans 'n ingenieur word nie, is dit nou regtig sinvol om na Afrikaanse hoërskool en Afrikaanse laerskool te gaan? Is dit? Ons lank teen argumente teen hulle almal oor die waarde van moedertaalonderrig. Dit weet ons, maar dit is nie wat mense doen op hierdie stadium nie. So die hoër funksies se verlies en die feit dat dit nie meer as onderrigtaal op tersiêre vlak gebruik word nie, is besig om die laer funksies van Afrikaans te begin bedryf. So wat is my gevolgtrekking? Afrikaans is een van 500 uit die 7000 tale in die wêreld wat meer as 1 miljoen sprekers het. Dis nie so klein taaltjie nie. Ek kom saam van die sprekers af. En ek reken wat ons nodig het is 'n nuwe taalbeweging. Maar, en dis my opinie hierdie, en ek staan by my opinie. Naas Engels het geen taal in Suid-Afrika meer institusionele ondersteuning nie. Daar's wette en beleide, konsepwette en besluite, standpuntinnames en debatte, verklaringe van voornemings, organisasies, konsensus ooreenkomste en glo my. Ek was by baie van hulle betrokke gewees, baie. Maar op die keper beskou is daar geen politieke wil om die taalwetgewing te implementeer of af te dwing nie. En nou gaan julle my vra wat nou? Ek het nie 'n antwoord. Dankie dames. Verskriklik dankie Carmen, ek waardeer dit. Dit is wonderlik om 'n professionele tolk hier te wees en sy het vandag daarom vir my spelfoute reggemaak op daai net hier hoor. So ons het baie lekker saam weer aangewerk. Dankie.